Ag, en kan ek met autoriteit sê, hy is die eerste. Hy gaan ook die laaste wees. Met ander woorde, niemand anders het sê nie, maar hy alleen. Halleluja, alle lof, alle eer, alle blydskap en alle vreugde kom net hom en kom net hom alleen toe. Ek waardeer en is lekker om u vanmôre te sien weer, na so 'n bietjie 2 weke of 'n week se holiday. Nog baie is met vakansie, gebel en gesê ons maak verskoning. Lyk of almal volgende week daarom gaan terug wees en dan weer saam gaan wees. En gelukkig is die winter amper verby. Kyk nou, hier sit 'n hele paar mense met klaar arms. So, hulle sê al klaar vir die winter, tata en hallo somer. Nou ja, baie sal nie saamstem nie, maar pragtig en mooi. Ag, en mag ons vanmôre maksimaal tot sy lof, tot sy eer. Hier so 'n mooi vaderhart van hom vanmôre met ons en by ons. En ek weet vanmôre, hy gaan deur sy heilige ruach, heilige teenwoordigheid, elkeen van ons vanmôre aanmoedig en ons bedien en elkeen van ons nuwe krag en nuwe gesag gee. Maak verskoning vir Hanna, sy's in die bed, sy's plat. Sy behoort soeke in hierdie week weer op te staan, want die siekte het geen reg nie. Hy kan ons bietjie vashou, maar terugdruk gaan ons nie terugdruk nie. Hy kan ons bietjie stil laat staan, maar agteruit beweeg ons nie. Vorentoe gaan ons vorentoe, tot sy lof, tot sy ere, prys sy lieflike naam. Ek gaan vanmôre met u praat uit 'n weer eens 'n baie bekende gedeelte uit sy woord uit. Maar net voordat ek met u gaan bedien, Jolanda het ons vanmôre bedien in die bidkamer met Paulus, wat vir Timoteus groet en dan groet hy hom, ek bid dat dit met jou gees sal goed gaan. En toe sê ons bietjie daaroor pragtig gebedien. U wat in die bidkamer was, u is alreeds dan ingehak in God se wil, in sy plan en sy ontmoeting hier vanmôre. Almal wat nie daar was nie, nou is dit nie 'n negatief wat ek dit noem nie, maar u kan gerus by haar die aantekeninge vra. Sy het 'n rema gedagte gegee. Sy het soveel raad en leiding gegee, dit kan jou lewe radikaal verander. En ek gaan vanmôre aanlas. Sy het mooi bedien. Ek sê vir pastoor David, die Jete, sy het die preek gepreek. Een gees, van dieselfde gees deurdronge. Ons het so twee weke terug gehoor, wanneer sy gees, halleluja, wie verlang vanmôre om weer sy salwing te ervaar? Wie verlang vanmôre, dis koud, dis winter, maar vanmôre die warmte van sy teenwoordigheid, die warmte van sy heerlikheid. Reeds het hy woord losgemaak in my vir iemand hier, en as ek toestemming kry, sal ek dit op die regte tyd ook bedien en gee. Maar ek is altyd maar versigtig, ek wil altyd net bly in sy raad en sy wil. So maak jou reg vir 'n lewende woord. Ons gaan saam lees 'n paar verse, maar ek gaan nie oor al hierdie verse bedien nie, ek gaan net oor so 1 of 2, 3 maksimum bedien. Maar ek lees hierdie 17 verse vir u almal om net breër begrip te kry en jou gees toe te laat om net meer ontvanklik te kan raak. Maar ek wil vanmôre dit hier duidelik sê. Jy weet, daar's 'n verskil tussen godsdiens en sy gees. Daar's 'n verskil tussen tradisie en sy gees. Dan is daar 'n verskil tussen menslike vermaak en sy gees. Wanneer sy gees teenwoordig is, weet ieder en elk, nou is die God van die bonatuurlike by my en met my. Iets baie interessant, ek weet nie, ek het nou sy naam vergeet. Hy het die heel eerste satanistiese kerk in Suid-Afrika gestig. Ek dink hier in 2020, as ek reg kan onthou, plus minus. Maar in 2022 het hy persoonlike ervaring met Joshua gehad en ek luister sy getuienis oor hoe dit met hom gebeur het en wat nou interessant was. Hy
was opdrag gegee deur die sataniste vanuit Amerika om in Suid-Afrika 'n offer te gaan bring, sodat 'n reuse vloek op die kerk van dood gemanifesteer moet word. En hy sê, jy moet blykbaar, in 'n tempel moet jy bespreek, en dan's daar 'n verdere ondertempel. In daai tempel is geen lig nie globes nie, elektrik nie, niks nie. Want hulle hou van duisternis, want hulle is die mag van die duister. Hy sê, so as jy daar ingaan, kan jy kerse opsteek, maar jy moet 5 kerse, ek wil nou nie op die detail aangaan, ons 'n ander dag gaan praat, moet jy 5 kerse opsteek. Maar hy sê, plus minus 'n week voor dit, of 2 weke as ek reg kan onthou, het hy 'n radio-onderhoud hier in Suid-Afrika oor satanisme. Hy sê, en die vrou wat het vir hom gereël het, hy het nou nie geweet wie sy en hoe lyk sy nie, hy het maar net oor die foon van haar gehoor. Maar hulle toe met hom die onderhoud, en hy sê op 'n stadium, ek kan nou nie onthou, was dit in die begin of die einde nie, kom die vrou, en die vrou gee hom net 'n drukkie en sy groet hom. En hy sê, vir die eerste keer in sy lewe, ervaar hy opregte liefde. So, ek ken dit nie. Satan is haat, nyd, afguns, jaloesie. Hy sê, ek ken hierdie vrou van geen kant, hy het eers agterna gehoor, dis die vrou wat hom gereël het vir die onderhoud. Hy sê, maar hy ervaar hierdie druk. En vir die eerste keer in sy lewe kom hy agter, wat is genuine liefde? Twee weke daarna gaan hy in hierdie kelder in, as ek het so kan noem, dungeon. En hy steek sy kers op, want hy moet nou 'n offer bring, sodat hierdie vloek oor die kerk in Suid-Afrika moet manifesteer. Hy sê, en toe hy daar die kers opgesteek, of hy is besig hy wil die kers nou vat en opsteek, toe skyn daar 'n helder lig. Hy sê, ek kan sê soos spotlights in daai plek. En hy sê die volgende oomblik, toe bewe alles in hom. Hoor nou mooi, nou moet jy mooi luister, hier is die rede hoekom ek het sê. Hy sê, I am Yahweh. Hy weet, hy het nog nooit daai naam gehoor nie. (2022). Halleluja. Hy sê, toe snap hy, dis Jesus. Hy sê, die volgende oomblik, toe rattel als in hom. Nou, hy is bles geskeer, hy is bles, want sy kop is vol tattoos, satanistiese rubbish. Hy sê, dit voel of hy haar het en alles regop staan. Hy sê, en toe kry hy dieselfde liefde. Halleluja. Wat die vrou hom gegee het. Toe sy hom 'n drukkie kom gee. Hy sê, toe weet hy, dis die seun van God, wat nou met hom 'n ontmoeting het. En 'n lang storie kort te maak, daar gee hy toe sy hart en lewe vir Yahweh. En hy sê toe, as u 'n werklikheid is en, maar toe red Yahweh. Waarom het ek dit vir jou vertel? Ek vertel jou net hoe belangrik dit is, dat ons lewe nie kerkisme nie, ons lewe nie 'n godsdiens nie, ons lewe Yahweh. Daarom as ek jou groet, moet jy sy liefde ervaar, moet jy sy liefde beleef. Halleluja, ek groet julle vanmôre, en ek wil vir jou woorde gebruik in die woord, laat dit met julle almal se gees vanmôre baie goed gaan, halleluja.
en dan in besonder, as ek net kan aksensieer daarop, hy sê, hy hoor hoe sê, ek is Yahweh. Hoe kan dit nog getwyfel word? Antwoord my dit. Ek lees vir die woord. Hoor mooi wat sê hy in, maak jou gees nou oop, vir hierdie paar verse, julle kry dit daarbo in die oorspronklike, ek lees dit vir jou in Afrikaans, net omdat dit vir my maar makliker is, en julle Afrikaans is, baie mense verstaan Engels beter, maar bovenbehalve dat het Engels is dit ook die meer korrekte, want het is die oorspronklike Yahweh Bybel. Daar is dan, hoor nou mooi, geen veroordeling. Sê, geen veroordeling. En nou las ek nie in die Bybel nie, ek help jou net. Vir my, wat in Yahweh is nie. Geen veroordeling. Vir my, wat in Yahweh is nie. Nou gaan hy verder, hy verduidelik nou sê hy, vir die, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nie gees vlees ingestel nie, maar gees ingestel. Hoor nou mooi wat verduidelik hy, van die wet van die gees van die lewe, in Yahweh, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat 'n diepte. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Dit bring my en jou tot 'n vreeslike insig. Ek gaan nou nie daarop praat, ek gaan dit net vinnig daai versie vir jou verduidelik. Dit beteken dat voordat Adam en Eva geëet het, was hulle gees. Eers toe hulle eet, toe sien hulle, nou soos naak. Toe raak hulle bewus. Nou bring hy vanmôre vir my en jou terug. En nou sê hy, sy seun het hy ook vlees laat word. Om daai vleeslewe tot nie te maak. En kan ek dit so uitdruk? Ek hoop julle gaan my nou verstaan. Sodat die oorspronklike Adam, die oorspronklike Eva, heerlikheid, heerskappy, weer in julle geherstel kan word, deur my seun, wat 'n bloedprys gaan betaal. En ons almal weet, gebetaal het. So klein verduidelikie vir daardie vers. Vers 4, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees, in ander woorde verby, wandel nie, maar na die gees, nuwe lewe. Want die wat vleeslik is, bedink, hoor nou mooi werk jou intellek, jou gedagtes, bedink vleeslike dinge. As ek net vinnig hier kan ingooi, vrees, benoudheid, ongeloof, klein geloof. Hierdie dinge. Maar die wat geestelik is, hulle dink weer geestelike dinge. Hulle sê met ander woorde weer, daar's 'n God in die hemel. Hy sal my antwoord wat ek kom vra.
hy sal vir my gee wat die begeerte van my hart is. Die verskil of dit teen vlees teenoor gees. Want wat vlees bedink, hoor nou hier, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Want dit onderwerp, dit glo met ander woorde nie, onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Wow. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees as. Naamlik die gees van God in julle woon. Daarom luister mooi. 'n geeskerk is 'n lewendige kerk. Yes. 'n geeskerk vra die pastoor of die sangerleier nie, kom ons gee hom eer op pryse nie. Die gees gee spontane lof. Gees ontmoet gees. Wie hoor? Gees ontmoet gees. So dit maak nou nie saak of hier 'n noot gedruk word van watter aard ook al nie, maar as hy gees is, dan ontvang die gees hom daar. En as die gees hom daar ontvang, sê hy heilig. Of hy sê halleluja. Of hy sê, oh, halleluja. Gees skep gees. Bemoedig gees. En nou sê hy, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees as hierdie koneksie het. Ingesteldheid het. Ek wag nie vir iemand met 'n salwing om my lewendig te maak nie. Ek gebruik my salwing. Oh. Ek gaan nou vanmôre met autoriteit dit sê, nie om ander lewendig te maak nie, maar om saam met ander in die gees verder te kan beweeg. Met ander woorde, wat sê ek? Ek sê dat elke wat na my luister, wat ook gees is, hy loop saam met my. Hy prys saam met my. Hy aanbid saam met my. Hy bring lof. Hy, halleluja. Net die vleesmens gaan terugtrek en gaan nie verstaan wat gebeur en wat gaan aan nie. Nou sê julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God, die asem, Jolanda, in julle woon. Maar as iemand die gees van Jafashua nie het nie, hoor nou mooi hierdie, die behoort nie aan hom nie. Met ander woorde, op die begrafnis kan geen preek, geen gebed, geen mooi verslag van jou lewe jou red nie. Die vraag is die gees, die asem van Jafashua in jou. Hy moet in jou wees, anders is daar dood. Maar as hy in jou is, sê hierdie paar verse nou al, is daar lewe. Halleluja. Hoor nou mooi. Maar as Jafashua in julle is, dit wat ek nou gesê, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Wat beteken dit? Dit beteken my liggaam se vleesbegeertes lei my nie meer nie. Maar die gees in my sê vir die liggaam, jy gaan God loof. Jy gaan God prys. Jy gaan God aanbid in gees en in waarheid. Dit is wanneer Jafashua se gees binne in jou is. Hoor nou wat sê vers 11. En as die gees van hom wat Joshua uit die dode opgewek het, in julle woon.
nie besoek nie, woon. Dan sal hy wat Jahweh uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. Nou moet jy hier mooi snap wat die Bybel hier sê. Dit beteken, as iemand die gees van Jahwe nie in hom het nie, sien God daardie liggaam as dood. Want daardie liggaam leef vlees, die wet van die vlees is dood. Maar die wet van die gees, dis lewe. So as iemand Jahwe se gees in hom het, Heilige Gees in hom het, lewe hy liggaam. Maar as iemand daai gees nie van Jahwe nie in hom het nie, is daai liggaam dood. Geestelik dood. En Jahwe sien dus dan dood. Ag, en nou net bietjie borduur. Daarom, wanneer een siel tot bekering kom, is daar 'n beroering in die hemel. Want dan het die hele hemel gesien, hoe hy ook in die onderste dele van die dood ingegaan, en hy spreek lewe, en hy haal lewe uit in 'n siel, neem hom aan as sy redder, sy verlosser, sy zaligmaker, en hy laat toe dat die gees van die lewe in hom lewe. Halleluja! Daarom is dit die grootste wonderwerk as 'n siel terugkeer. Met ander woorde, jy red jou uit die dood uit, en jy kom binne in die lewe, naamlik die ewige lewe. Halleluja! Prys sy lieflike naam. Vleeslewe. Want as julle na die ekskuus vers 12 nou, nee. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie na die vlees, om na die vlees te lewe nie. Met ander woorde, ons trakteer nie die vlees nie. Maar as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees, hoor nou mooi, deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het ontvang nie 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hoor nou mooi. En gistermôre, ek kan nou nie presies onthou nie, maar terwyl ek was besig om te bid, toe kom hierdie versie by my op, en toe gee hy vir my 'n diep openbaring oor hierdie vers. Ek gaan nou nie vanmôre daaroor preek nie, maar as ek ooit weer hierdie versie lees, dan weet julle nou dat hy toestemming gee, ek kan nie oor, maar 'n verskriklike, dit blou die mind wat hy my gewys het. En as die kinders, dan ook, ekskuus vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van Jahwe. Wow. Mede-erfgename van Jahwe. Eskatologie. Kan julle onthou die name? En Ephraim van Jahwe. As ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik of opgewek. Met ander woorde, ons gaan definitief manne
volmaakte, as die volbrachte. Oh, soon, and very, very soon, we are going to see from face to face our soon coming King, the Most High of all. Hallelujah. Pastoor, wat ervaar jy? As ek dit nou mag sê, mag ek dit nou sê, en ek verklaar dit onopwonde. Satan, jy is besig vandag om alle mag, om alle gesag, oor alle vlees te verloor. En ek maak sy gees, die opstanding gees, die opstandingskrag oor elke man en oor elke vrou. En ek maak opwekking los in elke siel, in elke gees en in elke liggaam in hierdie kerk. En ek spreek vanmôre sy herlewingskrag. Ek spreek sy herlewingsheerlikheid, want lank genoeg het Satan jou belieg, het hy jou mislei en het hy jou beskuldig. Maar vanmôre is daar 'n God in die hemel wat sê, ek het 'n prys vir jou betaal en jy is myne. En ek gaan in die dood in vanmôre en ek vat jou terug en hy spreek sy lewe in my, in jou. Halleluja! Ek het 2 weke terug, het ek so 'n bietjie gebedien oor maak sy woord in jou los. Wie kan dit nog onthou? Maak sy woord in jou los. Halleluja, toe het ons bietjie gepraat, want voor die grondlegging van die wêreld, het hy my en jou uitverkies. Halleluja. Satan, ek wil nie meer dit hoor. Vlees swakhede, ek wil nie meer dit hoor. Om ons heilig, en om ons almal hier sonder gebrek, voor hom, in liefde, te kan stel, sodat hy in die toekomende eeue wat kan kom, kan betoon die grootheid van sy guns genade. En dat hy verder gesê, julle wat dood was, julle wat dood was, het ek lewendig gemaak. Oh, halleluja. En mag ek nou sê, ag, met so ietsie ekstra, het ons dan na daai preek nie al lewe en oorwinning en 'n blydskap en 'n heerlikheid geervaar nie. En wil ek vanmôre dan met hierdie woord so 'n bietjie verder gaan. So 'n bietjie nog 'n deel bybring, nog 'n ander kant net bysit, sodat my en jou gees die volheid hiervan kan kry en kan ontvang. Halleluja. Ag, vergewe my, maar ek wil dit weer sê. Ek tel op in my gees, hy stuur 'n salwing in hierdie plek in, om alle werke van die Satan vanmôre te verbreek, en om oorwinning, ek verklaar oorwinning oor elke man en vrou in hierdie plek. Ek verklaar oorwinning oor elke jong mens in hierdie plek, en ek eis vanmôre tot sy lof, tot sy eer, redding, verlossing, vrymaking, en ek spreek oorwinningslewe. Ek spreek die wet van die gees van Jahwe in elke man en vrou se lewe in hierdie plek. Ek vra jou nie om 'n lidmaat te word nie. Ek vra jou, gee oor aan sy woord, sy gees, sy waarheid, want hierdie kerk kan jou nie red nie, nog minder nie koekoetsen, maar sy lewende woord, hy in sy bloed, maak jou los, maak jou vry, sy gees, herskep en oorwinning in jou meer as ooit tevore. Hoor wat sê vers 1, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling, no condemnation, unto them who are in the Messiah, Yahweh. Geen veroordeling. Hoor nou mooi wat sê verder. Dan sê, die wat nie na die vlees wandel nie, maar die wat na die gees wandel. Met ander woorde, make up your mind. Maak op jou keuse. Wil jy vlees lewe? Of wil jy
gees lewe. Enige een van hierdie twee keuses het 'n resultaat. Die eerste resultaat is 'n baie negatiewe. Hy bring 'n judgment. Hy bring 'n oordeel. Hy bring 'n dood. En hy vat na die hel toe. En hy bring daar 'n vuur wat jou vir ewig sal laat brand. Die ander keuse is 'n positiewe keuse. Halleluja. As jy daai keuse maak, dan is dit net mooi die teenoorgestelde tot sy lof en ere. Halleluja. Hoor mooi, as jy die keuse maak, ek wil in die vlees bly lewe. Dan sê vers 8, die vleeskeuses, en ek herinner u, dis die ongeloof, dis die klein geloof, dit is die sonde, dis die swakhede, dis die verkeerde goed. Hy sê, hy wat in die vlees lewe, die vlees kan God nie behaag nie. Verstaan dit? Maar hy wat in die gees lewe. Ek wil jy moet hoor. Hy wat in die gees lewe, vir hom is daar geen veroordeling nie. Met ander woorde, al die verlede aspekte in lewe wat gelewe is, wat dood gebring het en wat dood gespreek het, is nou vanweer die gees lewe self dood gemaak. En al die verlede aspekte wat dood gebring het, word nou genullify. En in die plek van die dood gee die gees 'n opstandingslewe, 'n oorwinningslewe. Luister mooi, alle swakhede van die verlede en al die swakhede wat jou nou so bedrieg en wat jou nullify en vir jou sê, jy kan nie, die gees lewe maak 'n autoriteit in jou los en wat jou 'n belydenis gee, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Yahweh wat my krag en lewe gee. Die struikelblokke, die berge wat voor jou vlees lê, daai struikelblokke, daai berge wat sê, dis moeilikheid, jy gaan dit nie maak nie. Luister mooi, die gees lewe gee jou 'n wysheid. Die gees lewe maak 'n dunamis binne in jou los. Die gees lewe gee jou 'n nugter woord wat sê, I went to the enemy's camp. Hallelujah. En ek vat terug, I took back. Halleluja. Wie hoor dit vanmorgen? Ek trap en ek vertrap en ek hou die Satan en die struikelblokke en die probleme onder my voete. Halleluja. En dan maak hierdie gees lewe vir my 'n legio van beloftes, goddelike beloftes, groot waarhede, wat ek en jy sê, kan dit nog steeds werk? Is dit nog steeds moontlik? Maak hy dan 'n werklikheid? Word dit dan 'n besitname binne in my en binne in jou? Hierdie geeslewe het 'n vermoë om alle negatiewe dinge te vertrap, te verkrag en tot niet te maak, en om die positiewe, ek herhaal, om net 'n klein geloof soos 'n mosterdsaadjie, hy het net 'n klein geloof soos 'n mosterdsaadjie te kan vat, en dan sê vir hierdie tafelberg in die naam, waar die vrye vloei van sy heilige gees, sy dunamis, laat jy plat word, wat groter is hy, wat in my is. Ek wil jy moet verstaan,
Die vlees kan dit nie dink nie. Die vlees kan dit nie verstaan nie. Maar as die Gees, hy sê ook vir sy disippels, julle kom nie toe met tye en die geleenthede te weet wat die Vader bepaal is nie, maar julle sal krag kry vanuit die Gees. Oh, luister mooi, toe Petrus moes wys, hy is 'n kind van God. Toe Petrus moet staan, hy is 'n kind van God. En toe hy sy getuienis moet uitlewe, en toe sien hy maar net sommige gewone mense om hom, en dadelik kry hy skaam vir hulle, en hy sê, ek ken hom nie, ek weet, toe verkoop hy hom, hy verraai hom, eers sê Petrus, ek sal by u gaan, maar maak nie saak wat, hy sê, nee, voordat die hand 3 maal kraai, ga jy my verloor, maar nie nou vir my hier in gebed, dit sê, maar jy kan het nie eens daar buiten lewe nie, Petrus. Maar luister mooi, toe Petrus in die oppersaal gaan wag, en toe in die oppersaal gedoop word, Handelinge 2, en hy begin in ander tale praat, toe stap hy daar uit, en hy maak mense by mekaar, en hy begin die woord bedien, en wat gebeur? 3000 kom tot bekering. 3000, halleluja. Pastoor, waarom sê jy dit? Hy maak vanmorgen sy woord lewendig. Hy maak vanmorgen, hy salf jou gees, hy salf jou karakter, en hy gebruik jou vanmorgen om sy koninkryk uit te brei. Wie sê vanmorgen, kom o skepper gees, kom o lewendmakend gees, kom vat my, kom salf my, kom seën my, kom gebruik my, buite my vermoë, in die gees vermoë, in die krag van God vermoë, sodat die bonatuurlike van my besit kan neem, die dunamis met my kan wees, die dunamis saam met my te kan wees. Alles verander wanneer die gees van God begin waai. Ag, en ek maak dit net bietjie prakties. Dis 'n wintersmôre, dis 'n koue môre. Maar die oomblik as die gees en ek gaan dit nou sê, dan gee hy liggaam nie meer op, of my vingertjies koud kry nie, dan gee nie om my tone koud kry nie, nou gaan ek om 'n lof gee, nou gaan ek om 'n pryse gee, nou gaan ek om 'n ere gee, want sy salwing, sy bonatuurlike, sy dunamis is by my, sy dunamis is op my, sy dunamis is saam met my, en ek maak sy guns, ek maak sy heerlikheid nou oor my los, en ek kanselleer elke vloek van die Satan, ek breek elke passie van hom, ek vernietig hom binne hierdie plek, asowel buite hierdie plek, en ek verklaar sy koninkryk, sy krag, sy heerlikheid, en ek roep uit, laat sy naam geheilig word, soos in die hemel, so ook op die aarde. As moet hy 'n engel uit die hemel stuur, dan stuur hy hom. Halleluja. Of al moet hy 'n woord spreek, dan maak hy hom nou los. Maar Satan, jou werke word nou gebreek. Satan, jou vrese word nou gebreek. Ek spreek die lewe van die Gees wat in Jafasua is, spreek ek los en spreek ek vry, en ek eis vanmorgen 'n 10voudige voorsiening, 'n 10voudige onderneming van elke vorm van verlies in enige een se lewe wat die Satan gebereik het, is ek 'n dubbele mate, 'n dubbele heerlikheid nou terug oor elke een. Halleluja! Hoor mooi, wat sê, gee my nog net so 2 minute asseblief. Hoor mooi, wat sê vers 2. Hoor wat sê, van die wet, van die Gees, van die lewe, in Jafasua, het my vrygemaak, losgemaak, 'n oorwinnaar gemaak.
die wet van die Gees van Jahvashua. Die wet van die Gees van Jahvashua. Nou moet julle mooi verstaan. Met ander woorde, my hart, my gedagtes, my geheue is vry van vrees, van onsekerheid, van 'n benoudheid. En hier's nou net 'n sekerheid. Hier is nou net 'n vrede met 'n belydenis as God vir my is. Nog prakties, as God my gebed gehoor het, as God my dan vergewe het, as God se woord dan so sê, wie hoor, as ek dan self met God gepraat het, wie en wat kan dan teen my wees? Wie hoor dit vanmôre? Is daar iemand wat hom net 'n lof, net 'n prys wil gee, as God vir my is, as God vir my is, wie kan teen my wees? En dan so 'n bietjie verder, omdat ek gebely het, en omdat ek oorgegee het, en toegelaat het dat sy heerlikheid van my besit neem. Jy sien, ek en jy moet vanmôre 'n keuse maak. Gaan ek lewe volgens die wet van die vlees, of gaan ek lewe volgens die wet van die Gees? Die oomblik as ek 'n keuse maak, ek gaan lewe volgens die wet van die Gees, dan kom hier 'n inspraak. Dan kom hier 'n heerlikheid wat sê, niks, maar niks gaan my skei. Niemand gaan meer vir my sê, ek mag nie of ek mag. Ek doen nou wat sy Gees, wat sy liefde hier binne in my sê, wat sy Gees, wat sy liefde hier binne in my losmaak. Nog prakties, ek gaan nie vanmôre omgee wees in hierdie kerk nie, maar sy Gees aktiveer my. Ek gaan my hande opsteek, ek gaan my hande klap, ek gaan my voete stap, of ek gaan my gees opmaak, en van vanmôre af glo ek hom, vertrou ek hom, ek maak my gees los, om verder gebind te wees. Met ander woorde, Satan, verby is die tyd dat jy my vrees gee. Verby is die tyd dat jy my wil herhaal en wil herinner en wil terugvat na my verlede toe. Satan, verby. Ek sê vanmôre vir jou, op grond van sy woord, dit was tye van onkunde, maar vanmôre maak hy sy woord vir my oop, en hy sê vanmôre, as ek oopmaak vir sy Gees, en ek lewe deur die Gees, halleluja, wie hoor vanmôre, wie hoor, prys sy naam, die wet van die Gees, van die lewe in Jahvashua, maak my vry, maak my hele menswees los, gee my menswees 'n hele oorwinning. Satan, genoeg het jy vir my gesê, terwille van mense, ek het vanmôre gebesluit, dis God, en dis God alleen. Ek het vanmôre besluit, ek wandel deur sy Gees, en van vanmôre af laat ek geen vlees meer in my toe nie. Ek laat geen klein gelowigheid meer toe nie. Ek laat geen ongelowigheid meer toe nie. Halleluja. Of wie hoor vanmôre. Nou gaan hy verder. Dan sê in vers 11, en as daai Gees dan vanmôre en julle
dan sal hy wat sy eie seun uit die dood uit opgewek het, ook julle, wie hoor, julle sterflike liggame vanmôre lewendig maak. Hoe? Deur sy gees. Deur sy gees. Halleluja. Wat in Halleluja. julle woon. Ek sluit. Snap hier. Gees is nie intellek nie. Gees is hart. En as my hart deur hom gebevrig is, vlees het jy nie meer sê nie. Halleluja. Vlees, Ja. kan ek het so uitdruk. Hierdie is 'n uitdrukking wat ek in my eie lewe gebruik. Ek is nie jou asblik nie. Jy kom laai nie meer negativiteit hier af nie. Jy laai nie meer verledes hier af nie. Jy laai nie ook meer foute hier af nie. Jy laai nie meer kritiek hier af nie. Jy laai nie meer oordele hier af nie. Ek is vrygemaak van alle oordele. Hoe weet ek dit? Want ek is 'n lewendige tempel. Ek is die tempel van sy gees. Ek is die tempel van sy heerlikheid. Wie sê vanmôre, kom o Skepper Gees. Kom o lewendmakend Gees. Val my vanmôre, voed my vanmôre. Dan staan jy en dan steek jy jou hande op. Maak jy jou hart oop. Skepper Gees, neem van my besit. Ek vat oorwinning vanmôre oor elke vleeswerk. Ek kanselleer elke vleesbegeerte. Ek breek vanmôre elke verlede sonde of swakheid of 'n struikelblok of wat se berg ook al. Ek vernietig dit vanmôre, want ek maak sy gees. Kom o Skepper Gees. Dis reg, praat met hom. Dis reg, praat met hom. Dis reg, praat met hom. En ontvang vanmôre my gebed vir jou. Ontvang vanmôre my geloof vir jou. Ontvang vanmôre, halleluja, hy blaas. Hy vernuwe weer sy asem binne in jou. Hy vernuwe sy asem binne in jou. En ek kom in sy naam. En ek kom deur sy bloed. Breek elke vleeswerke. Kanselleer elke werke van die bose. Ek kanselleer elke ronddwalende gedagte. Want dit behaag God nie. Maar elke gedagte wat God gerig is, dit bring hom lof, dit bring hom ere, en dit maak goddelike toenames krag in jou los, in jou siel, in jou gees en in jou liggaam. Lewe en lewe van oorwinning, ja. Lewe en lewe van oorwinning. Ek roep goddelike orde in jou gees. Ek roep goddelike orde in jou verstand, in jou geheue, in jou gedagte. Die orde van Yahshua se gees in jou, met jou en deur jou te wees. Sy lof, sy eer, sy heerlikheid. Ek het net nog gesê, het my 'n woord gegee. Die Satan het alles gedoen om vir oom te herinner aan die verlede. En hy het baie gesê, vanweer die verlede gaan jy dit nie maak nie. Maar God sê, ek het jou hart raak gesien. En God sê, ek tel jou op. En luister, ek gaan jou dubbel maak as wat jy ooit gedink het. Jy gaan wees. Ek gee jou 'n nuwe lewe. As jy vanmôre doen 'n hartoperasie. Ek gee jou splinter nie waar. En hy het my mooi gesê, ek wil jou sê, die verlede is gone. Hier's 'n toekoms vir jou. In hom, met hom, hy lief jou verskriklik. Hy het jou gehoor, hy het jou raak gesien. En wat niemand in jou hart gehoor nie, het hy gehoor. En hy het geantwoord, dis joune, gee hom 'n lof. Wie het gehoor toe gesê, as een siel
Nou ervaar ek 'n dubbele salwing. Wie wil God loof vir jou broer en jou suster se oorwinning? Vir die man en die vrou langs jou se oorwinning. Gee God loof vir hom en haar langs jou. Vir oorwinnings langs jou. Halleluja. Ag, en as jy hande wil hê, lê hande. Want dat sy guns, dat sy heerlikheid van julle bonatuurlik besit neem. No condemnation. Hoor mooi, geen veroordeling. Pastoor, wat beteken dit meer prakties? Dit beteken, ek kan niks oor jou verlede meer sê nie. En dan sien ek, hy draai na die ander kant toe, dan sê hy, Satan. Jy kan niks. Wees bly. Is hier iemand dankbaar? Wees bly, hy maak jou lewe vanmôre skoon. Wees bly, hy vergewe nou die verlede. En hy plaat in jou 'n nuwe karakter. Hy plaat in jou 'n nuwe beeld. Hy plaat in jou 'n nuwe gesindheid. Hy gee vir jou vanmôre 'n vars salwing, 'n dunamis gunskrag. Jy gaan oorwin, sê ek. Jy sal oorwin, sê ek. Halleluja. En jou God, jou skepper, gaan in jou en deur jou verheerlik word. Halleluja. Geseën. Sy lof, sy ere en sy guns. Satan bites the dust. Ag, ek voel net ek wil dit doen. Net as 'n manifestasie. Ek weet nie of goeie manifestasie nie, ek glo dit. By my sê ek net, hier is net 'n teken, I went to the enemy's camp. En ek vat terug. Ek vat terug jou Satan, en ek eis 'n dubbele mate. Wat jy my beroof het van, wat jy gesteel het van my, is ek vanmôre 'n dubbele mate. Het jy in die gees, het jy in my liggaam, het jy in my siel, het jy in die tydelike, maak nie saak nie, maar Satan, hierdie woord sê, hy het my uitverkies om heilig en sonder gebrek in 'n lewe van oorvloed, 'n mate, ingedruk, 'n mate, ingestamp, 'n mate wat nog oorloop. Wie sê vanmôre, o Skeppergees, laat ek oorloop met 'n getuienis, oorloop met 'n blydskap, oorloop met 'n vreugde. Halleluja! Oorwinning in hom, deur hom en tot hom. Daar is sy tafel. Ek kom eet nie vanmôre tradisie nie. Ek eet die gees. Ek drink die gees. Nou lewe Jahshua in my en Jahshua deur my. Jahshua in my, Jahshua deur my. En jy verseël jou daarmee. Dis 'n ou broodjie, maar hier's 'n gees in my wat sê, dis sy liggaam. Die gees in my sê, hy het dit vir my gedoen. Hy het dit vir my gegee. Daarom het ek lewe vanmôre en het ek oorvloed vanmôre. Praise God for what He's done. I praise God for what He has done. Luister nou mooi. Terwyl ek bedien, sien ek van die manne staan op, Melise, benoudheid en iets nie lekker nie. En u weet, toe sê ek Satan, ek bind jou werke. Nou hoor ek, hulle het nou vir my gesê, die veld het aan die brand geraak. Nou u weet, baie goed kan jy skade kry. En nou vanmôre, I went to the enemy's camp.
vuurtjie, ek draai jou om. En nou mooi luister, in plaas van 'n veldjie wat brand, Heilige Gees vuur. Heilige Gees vuur. Heilige Gees vuur. En alle rotte, alle pes verbrand. Alle rotte en alle pes verbrand. Waar Jahvashua lewe in hierdie mense. Jahvashua oorwinning oor al hierdie mense. Die Gees wat lewend maak. Die eerste adem was 'n lewende siel. Die tweede adem 'n lewend makende Gees. Halleluja, 1 Korintiërs 15:45. 'n lewend makende Gees. Ek spreek sy vuur los. Ek spreek sy vuur los. En elke man en elke vrou. O, gee hom die eer uit jou harte. Gee hom die lof, gee hom die pryse. Niks kan jou skei van sy liefde, van jou sy vreugde, van jou sy blydskap, van jou nie. Halleluja! 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 Prys hom, prys hom, prys hom. Ek gee oor vir pastoor Adrie. Baie kan die sit net neem. Halleluja. Daar was geen werkpreekosie vanaand nie. Die skool begin hierdie week. So glo die volgende naweek sal alles weer normaal funksioneer, as ek so kan sê. Ek weet jy moet staan en ek wil ek wil 2 skriffies lees. Een wat pastoor gelees het, Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Jahvashua uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. En die ander versie is bietjie verder in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorname geroep is. Vanmôre wil ek u seën met die wete dat sy Gees is in jou en dat alles ten goeie vir jou gaan meewerk in my. Ek spreek dit vanmôre oor jou. Dat wat ook in jou pad langskom, alles sal ten goeie meewerk. Nie net vir haar, vir een en elkeen. Sy Gees is met jou, in jou. Hy loop voor jou uit. En ek wil julle vanmôre daarmee seën. Mag julle 'n geseënde week hê. Mag julle 'n geseënde dag hê. En mag, soos pastoor bedien het, wanneer jy groet, mag hulle julle liefde ervaar vanmôre, hierdie week. Wees geseënd. Dankie.